Julle kom hou my asseblief geselskap terwyl ek hierdie berg aanvat. Ek stel hier al uit vir 'n week. Wil dit nie doen nie. Okay. So hierdie is oor 'n struggle wat ek in my het. Wat ek wil oor gesels, want dis vir my moeilik om daaroor te kom en ek wil hoor of daar van julle is wat ook deur dieselfde gaan. So ja, dit gaan oor hierdie einste goedjies. Wat genoem word vrugte en groente. Okay, hierdie is groente, maar dis waaroor dit gaan. So ek weet vir 'n feit dat ons groente en vrugte nie meer is wat dit 100 jaar terug was nie, ook nie wat dit 50 jaar terug was nie, ook selfs nie 20 jaar terug nie. So elke hoeveelheid jare word daar studies gedoen, en daai studies wys duidelik vir ons hoe die vitamines, minerale, trace-minerale, die suikers, die glyconutrients, alles in dit agteruit gaan. Want ons almal weet nou, dit is logika dat boerderye gaan oor quantity, nie quality nie. So ons wil baie van alles eet en dis hoekom dinge so gegaan het. Ons wil die mooiste arbei hê en die rondste wartlemoen, wat die pinkste binne is. So omdat dit is wat die mense wil hê, moet die boere dit doen. Anders te verkoop hulle goed nie op die rakke nie. So 'n tamatie moet perfek lyk. Ons almal weet ons 'n winkel wat sinne so is, né? Perfek. Want hulle is streng daarop. Al die ander word vir super goedkoop verkoop by daai plase wat vir daai maatskappy werk, boer. Daai goeders word vir goedkoop verkoop die wat uitgegooi word, maar nie net dit nie. Ons beste van ons beste in die land word uitgevoer. So ons kry, maak nie saak waar jy dink jy koop en hoeveel rand jy betaal nie, dis nie die beste produk nie. Dan word die produkte nog vrot gespuit met chemicals. Vrot. Is eintlik interessant. Ek wonder of ek dit moet doen. Maar die vraag is, hierdie einste boontjies wat ek nou hier kerf, gaan die goggatjies dit eet? Want as hulle nie gaan nie, dan moet ons eintlik nie. En ek dink nie hulle gaan nie, as gevolg van die hoeveelheid chemicals. So 'n dier ruik dit verskriklik vinnig. Ons as mens, ons het ons liggame al geleer om net oor die alarms te gaan. So as jou liggaam, as jou maagpyn of jy kry heavy winde van iets of jou joints word seer van iets of as ons sê maar net altyd, my joints is seer. Ons dink nie, wat het ek geëet? Sulke goed, nie? Maar ek praat nou oor ek veralgemeen nou. So ek sê nou nie jy, Karen, dis nou jy nie. Jy kyk perfek na jou lyf. Baie wonderlik. Vir die res van ons, dit is, so ons weet al hierdie goed. Nou, is dit nog steeds vir my so belangrik om hierdie goed te eet vir een of ander rede? Is dit omdat mense van kleins af is daar vir jou gesê, eet jou groente, eet jou vrugte. Maar ek weet hierdie goed bevat amper niks meer vir my lyf nie, behalwe voeding. Miskien 'n klein bietjie vitamines en minerale, maar ek moet letterlik hierdie hele bak eet, om so 'n klein bietjie van daai vitamines en minerale in te kry. En ek drink my vitamines, ek drink die beste vitamines wat daar op die mark is, wat bestaan uit die hoogste kwaliteit vrugte en groente. Maar hoekom het ek nog steeds so nou en dan hierdie obsessie oor eet vrugte en groente? Is dit hoe ons groot geword het? Is dit omdat dit is wat vir ons gesê is, eet jou vrugte en groente? My swaar hulle is nou al 'n hele ruk en my skoonpol op die carnivore. En hulle het met 'n skalk agtergekom dat jy nie jou vrugte en groente nodig het nie. Hulle voel fantasties op die carnivore. Dis nie iets wat ek kan doen nie, ek's baie lief vir kos.
nie so lief vir vleis nie. Vleis is lekker, biltong. Biltong is lekker. Maar ek kan nie net vleis doen nie, en ek kan ook nie elke dag net biltong eet nie. Ek hou van brood, pasta, Italiaanse kos, Meksikaanse kos, curries. Al die goed is lekker, ek gaan nie dit los nie. Ek dink die groot ding is, ons moet probeer chemical vrykom. Ek en my skoonsussie praat so en dit is die grootste ding. Chemical vry. Maar dis nie maklik nie. Ek meen jy kan maar nou weet, al die groente en vrugte op die rakke het verseker chemicals in. En, dis nie net als nie, nou is dit organies, wonderlik. Maar daar's 'n so lang lys wat hulle moet kyk of jy organies is of nie. En dan is ons lug vuil. Hier's myne. Ons bly in 'n myn area. So, hier's myne. Hier is soveel toksins in die lug. Konstant. Dit gaan lê op daai goed. Dis in ons water, die toksins. So ja, ons is baie bevoorreg. Ons het rivierwater. Ons het 'n pomp in die rivier. Dit is wonderlik. Dit is die lekkerste water wat ek ken. So, wat is julle opinie? Wat dink jy? Dink jy ons het hierdie obsessie met groente en vrugte as gevolg van hoe ons groot geword het? Want ons weet dit bevat regtig nie meer baie vir ons nie. Daar's so baie studies daaroor. En ja, daar's studies oor enigiets. Ek kan nou gaan soek 'n studie wat vir my sê hierdie boontjie is die beste groente wat in die hele wêreld is, en ek kan 'n ander studie gaan kry wat sê dis niks, hierdie is minder werd as grond. Dis hoe die internet nou is. Wit en swart, daar's iets van alles. Jy kan enigiets gaan soek. As jy jou punt wil bewys, dis op die internet. Dis so maklik om dit dan te doen. Maar as ek my logika gebruik en ek weet, ek kan sien, ek plant groente. Ek kan sien hoe die grondkwaliteit agteruit gegaan het. Jo, julle weet baie die mekaar. Ek hoop julle kan byhou. So, om met jou eie groentetuin te hê, wat jy nie gifstowwe spuit nie en niks van daai goed nie, is natuurlik die beste. Maar jy gaan nog steeds nie uit dit uit kry wat jy letterlik net slag 'n paar jaar terug uit dit uit kon kry nie. Maar dit is lekker om dit te doen en groente en vrugte proe absoluut anders, direk van 'n plant af. As daai ding 'n dag lê, proe hy anders. So meeste van ons weet regtig nie hoe die goed eintlik proe nie. 'n beet. Maar nou gaan ek van topic af. Dis glad nie waar dit gaan nie, maar ek wil net graag met julle hierdie deel. 'n beet. As jy hom uit die grond uit pluk en hom was en kan jy hom soos 'n appel eet. So soet is hy, maar moenie dit probeer met daai die winkel nie. Dit proe nie dieselfde nie. Maar laat weet my, want dit is 'n struggle in my wat ek weet onnodig is, want ons kry ons genoegsame vitamiene in op ander maniere. Ons gesin en dit is vir my belangrik. Dit is vir my so belangrik om gesonde. Ek maak volwasses groot, ek maak nie kinders groot nie. Hierdie kindertjies van my gaan volwasse mense wees, gaan iemand se man en vrou wees. En ek wil hulle so gesond as moontlik, gesonde as moontlike volwasses groot maak. Dit mag, dit het nie gewerk nie, maar julle verstaan, ek weet dit. Maar laat weet my, is dit hoe ons groot geword het en dis hoekom ons so gemind piep is met hierdie goed.